versterk jou broeders. Eendag as jy bekeer is, versterk jou broeders. Onthou Petrus was gekies as 'n disipel van die Here. Hy het geloop saam met die Here, hy het geëet saam met die Here. Maar hy was nie bekeer nie. Hy het gedoen saam met die Here, maar hy was nie bekeer nie. Ek wil julle dit gaan lees. En dan kry u 'n openbaring van dit. Wat probeer die skrif vir ons sê? Ek dink is in Lukas 12, as ek nie verkeerd is nie, dat die duiwel voor u bekeer was, het hy vurig begeer om vir u te sif, om vir my te sif, omdat hy geweet het, dat God het jou al reeds uitverkies, voor jy nog bekeer was, het die Here jou al uitverkies, toe wil hy reeds jou doodmaak, toe wil hy reeds vir jou sif, omdat hy weet, as hy eendag bekeer is, versterk jou broeders. Nou vandag as ons bekeer, die tyd hoe ons sien hoe die ou mense die werk van die Here doen, het ons harte gebrand, maar ons het nie verstaan nie. Omdat ons was blind, maar ons het nie geweet, dat die Here trek ons. Hy sê, as God jou nie trek nie, Jesus sê, as God jou nie trek nie, te vergeefs. Omdat die Here al reeds 'n plantjie in jou geplaas het, dat jy is myne. Verskoon my dierbares, dat jy is myne. Het jy al reeds geweet, ek het vir jou gebid. Die tyd toe hy vir Petrus bid, ons voorvaders bid, het jy al reeds geweet die nakommelinge. Ek het vir hulle ook gebid. Hy het vir generasies gebid, wat na hom gaan kom, het al reeds losgemaak. Die tyd het sy bloed, toe hy daar hang, het hy het gehang vir generasie.